My broer en my sis, ons gaan vandag praat oor 'n sensitiwiteit tot. 'n Sensitiwiteit tot wat? Ons het hieroor gepraat so 'n paar maande terug en toe voel ek, dalk het die ouens nie geluister nie. Ek weet nie. Maar dalk het nie goed geluister, you never know. Maar die bottom line, ek het ervaar, dit is 'n belangrike punt en dit is die boek Joel, wat toe my weekwoord is, elke dag vanuit Joel, en ek ervaar net, ons moet weer hieroor praat. En my vraag is, ek en jy kan sensitief wees tot 'n klomp dinge, tot 'n klomp dinge in ons lewens. Ek kan sensitief wees as gevolg van seer kry, daarom is ek sensitief as iemand iets negatief vir my sê. Ek kan sensitief wees, wanneer ek moet nou iets voor mense doen, want toe ek klein was, het iemand vir my uitgelag, of het die klas vir my uitgelag. Ek kan sensitief wees tot sekere goed, omdat ek sukkel met verwerping, omdat ek sukkel met hierdie goed in my lewe. Maar ergens wil God my bring op daai punt, dat die woord my so genees, hy het sy woord uitgestuur en ons genees, amen. Die woord saam met die gees, wat my genees, dat ek op so 'n plek kan kom, dat ek is eerste sensitief vir die Heilige Gees. Ons het ons baie keer al, nou nie julle nie, gesê, daai man is bietjie sensitief, jong, of sy is bietjie oorsensitief oor hierdie dinge. Jy moet versigtig trap, want dan gaan 'n reaksie gou kom. Nou so moet dit wees, met die Heilige Gees. Dat ons so sensitief sal wees vir die Heilige Gees en die woord van God, dat daar vinnig 'n reaksie gaan kom. En dat die vyand weet, daardie man is sensitief. Sensitief vir die geestesdinamika, sensitief in die gees, sensitief vir die woord, sensitief wanneer die Heilige Gees praat. Ons is in die moeilikheid, as die Here met hom praat. As die Here 'n agenda het. As die Here vandag vir hom iets sê om te doen. As hy vandag saam met die Heilige Gees wandel, moeilikheid, hoekom? Want hy is sensitief vir die Heilige Gees. Hoekom? Want jy is bewus van die woord, jy het in die woord geklim, jy het die woord geëet, jy het die woord leer ken. So daarom is sensitief, daarom is daar sensitiwiteit, nie vir woorde van verwerping nie. As iemand afbrekend tot jou praat, daar is 'n sensitiwiteit, want jy ken die woorde van verwerping. Nee, jy ken die woord. Daarom is daar sensitiwiteit. Jy kan hoor, wanneer daar 'n stem is wat met jou praat, in lyn met die woord, want jy die woord leer ken. My broer, my sis, al hoe meer in die dae wat voorlê. Maar die dwaling gaan daar wees, die stemme gaan al hoe meer wees. Daar so in jou hand, daar so op jou laptop, daar op jou foon. 3 miljoen stemme wat jy kan oor 'n saak 'n opinie kry. Wie is nou reg, wie is verkeerd, man? Want daar's ouens wat fantastiese dinge kan sê. Sensitiwiteit in die gees, my broer, my sis. Sensitiwiteit in die gees. So in hierdie boek kom die profeet en hy sê 'n klomp dinge. Hy roep jou op, hy arresteer jou, hy sê word wakker. Dis tyd, daar moet iets nou gebeur. Maar dan op 'n sekere punt sê hy, en in die laaste dae sal ek my gees uitstort en die volgende dinge gaan gebeur. Tot in die dag van die Here in, tot in die laaste dag. Maar in die laaste dae gaan hierdie dinge gebeur. Met die uitstorting van die Heilige Gees, ja, het Petrus hierdie skrif aangehaal en sê, dit is wat gebeur het. Maar die volkome vervulling van daardie woord kom in hierdie tyd net voor Jesus se koms. Maar nou wil ek nie net sê, net voor Jesus se koms in die kerk globaal nie, maar ek vra jou, my broer, my sis, het jy 'n verwagting dat Jesus môre gaan kom in jou werk, kom in daai meeting, kom in daai uitdaging, kom in daai ding wat jy doen, wat jy nou maar net doen, nie net maar doen, jy glo dis wat jy moet doen, maar dalk is dit nie hoe die Here meer wil hê dat jy dit moet doen nie. Dalk moet jy dit op 'n ander manier doen. Dat dit meer ewigheidswaarde het in hoe jy dit vir God doen, onder leiding van sy gees, waar hy deur jou praat, met die mense wat jy interaksie het, en hoeveel van daai mense gaan brand in die hel, en hoeveel van daai mense gaan saam met jou. O Here, ek het nie geweet, u stuur daai mense op my pad nie, ek het net gedog, hulle is daar so vir my besigheid, en daar dat dit met my goed gaan, aan die einde van die maand. Ek het nou nie gedink dat u gaan my voetstappe rig. Ek bedoel, rarig, Here.
Of dalk is dit die waarheid, dat die Here jou voetstappe gaan rig. Het hang of jy sensitief is vir wat die woord sê. Dat hy gaan jou vooruit en jy volg die herder. Jy gaan in daai werk en omdat jy die herder volg, nie omdat daar 'n geleentheid is, nie omdat you have a job opportunity nie. Jy gaan in daai plek en omdat jy die herder volg. En dan is dit nie eers jou agenda, dan is dit sy agenda in die onderwys, sy agenda by die universiteit, sy agenda in die besigheid, en sy agenda met dit wat jy in jou ontwikkeling doen. So, gaan ek sensitief dan wees tot die een wat hierdie ewigheidsagenda met my het. Want elke ander demoniese gees het ook 'n agenda. En hulle praat nie, en daai verwerping, daai gees van verwerping, praat nie met jou sommer net omdat jy verwerping het nie. Hy het 'n agenda wat om met daai verwerping te doen. Hy het 'n agenda wat om met die angs te doen. Agenda wat om met die vrees te doen. Agenda wat om met die negativiteit te doen. Elkeen van daai goedjies, goggas, het 'n agenda vir jou toekoms. Maar daar is 'n agenda wat die Heilige Gees het vir jou toekoms. Hy is hier met 'n agenda. Hy is hier omdat hy getrou is aan die woord, en net aan die woord, net aan die woord. Hy gaan nie uit homself spreek nie. Hy gaan net reageer tot die woord. As jy die woord ken, gaan daar 'n reaksie wees van die Heilige Gees. En as die Heilige Gees dan met jou praat, gaan dit wees vanuit die woord. Hy gaan nie uit homself spreek nie, né? Sê Johannes 14, 15 en 16. Hy gaan net spreek die woorde van Jesus en jou herinner aan die woorde van Jesus en aan jou verduidelik die woorde van Jesus. Waar is daai woord, die lewende woord? Hier. Daar voor jou. Maar moet my sis, ek daag jou asseblief. Klim in die woord in, sodat jy sensitief in die gees kan wees. Want as jy vra, die Heilige Gees jou vul. Die Heilige Gees het daai ouens gevul. En dan op die ou end, wat dan? Want die Heilige Gees praat die taal van die woord. En as jy die taal nie leer ken nie, dan kan iemand saam met jou wees, maar jy verstaan nie wat hy sê nie. Jy besef nie eers is hy wat praat nie, jy hoor nie die hart van wat hy praat nie, jy kan nie eens die woorde aan mekaar sit om 'n sin, dat dit sal sin maak in 'n sin, as ek nou so kan stel. Dit wat God in jou wil doen nie, dit maak nie noodwendig sin nie, maar dalk maak dit nie sin, omdat jy nie die taal leer ken het nie. Omdat jy nie die taal leer ken nie, verstaan jy nie wat die Heilige Gees noodwendig praat nie. So kom ek besluit, ek gaan respek hê vir die Heilige Gees. Ek gaan respek hê, en daarom gaan ek sensitief wees vir sy behoefte, vir sy agenda. Die een vir wie jy respek het, kom ons sê daar's 10 mense môre in daai meeting, maar daar's een man wat jy voor so respek het, dat hy die wysheid, hy die antwoorde, hy gaan die deurbraak gee, hy gaan jou help, hy gaan hierso laat iets fantasties laat vorentoe kom. Uit hierdie meeting, jy het respek vir hom. Wat gaan jy maak? Jy gaan seker maak dat jy op 'n mooi manier vir die ander sê, blybietjie, kom ons gee net kans vir hom om te praat. Want jy weet die antwoord lê by hom. Jy weet iets goed gaan daar uitkom. Maar dit hang af. Glo jy dit? Respekteer jy hom? Respekteer jy sy stem? Respekteer jy sy wysheid? Gaan jy hom daai plek gee om te praat in die midde van jou, waardeur jy ook al gaan? Het hang af van respek. Almal sê respek. Kom ons sê dit, as ons bedoel, respek. Ja, ek kies daai respek vir God. Amen. Hierso vanuit Joël. Die woord van die Here het gekom. En dan sê hy in vers 2, hoor dit. Luister. Almal sê hoor. Luister. En nou dit wat jy gehoor het, as jy nadat jy geluister het, vertel die volgende, word wakker, vers 5, hier is nou nie eers die punte nie, dit is nou die landing vir die inleiding van die preek, daar sê halleluja, word wakker, sê word wakker. En dan praat hy van weeklag en treur, dit beteken jy moet met berou kom. Dan gaan hy in vers 13, omgord julle en bring julle lewe voor God. Kom in rouklere, heilig 'n vasdag. Versamel die oudstes, roep tot die Here. Ek dink hier is 'n uitdaging dat iets moet gebeur. Dis nou tyd vir wakker word. En ek dink dis wat God vir die kerk en vir my en jou in hierdie tyd sê. Hoekom? As ek nie kies om wakker te word nie, ek gaan nie outomaties sien wat die Heilige Gees wil doen nie. Dit gaan nie net gebeur nie. Tensy jou naam Jesus is. Maar as jy nie die seun van God is nie,
wat selfs hy, hoeveel aande voor God die Vader tyd spandeer het. En broer my sis, vir die tyd wat kom, mag ons nie beskaamd staan nie, maar mag ons die wysheid van God hê, om te weet, in die eenvoudigheid van hom, wat pa is oor my lewe, hy is Vader oor my lewe, en ek het my Vader nodig, hy het vir my 'n rolmodel gegee, Jesus, en die Heilige Gees gaan dit vir my prakties maak, hy gaan dit vir my prakties maak, hy gaan dit vir my verduidelik, hy gaan dit op my hart skryf, hy gaan dit in my verstand skryf, hy gaan my help, hy is my helper, hy is die een wat my die counsel gee, die berader. Kom ek eer hom, kom ek respekteer hom, en dat ek eers sensitief is tot hom, en nie sensitief is tot my seer, my teleurstelling, my angs, my wat ook al ek deurgaan nie. Die Here help ons. En soos wat ons hier praat, verander ons, né? Die woord bring verandering. So, oor 5 minute is jy nie meer hier nie, oor 5 minute is jy nou daar met jou hart. Want jy vat die woord, en as jy die woord vat saam met die Gees, doen die Here nou in die volgende minuut 'n verandering in jou hart. Soos daai dag wat iemand in die klas gesit het, en die onderwyser het vir jou gelag en jou afgebreek. Iemand ken dalk vir iemand wat dit mee gebeur het, en jou afgebreek het, en op daardie oomblik, in daardie 1 minuut, het dinge verander in jou, en die volgende 30 jaar beïnvloed, oor hoe jy gaan leef. Hoeveel te meer, as ek toelaat dat die woord van God my verander, as ek nou die woord van God vat, hoeveel te meer, wat die woord my so kan permanent verander, dat die volgende 30 jaar is nie meer dieselfde nie, want hierdie volgende oomblik het ek gefokus, en het die Here iets in my hart verander. As dit waar is met 1 sinnetjie, wat daai onderwyseres, met 'n afbreekende houding, met 'n gelag, vir jou gesê het oor hoe stupid jy is, en jy niks gaan bereik, en die hele klas het gelag vir jou, en daai een incident van minder as 1 minuut, kan jou hele volgende 40 jaar beïnvloed, hoeveel te meer, as jy nou sit, en nou, sê nou, sê vir jou buurman, nou, as jy nou die woord vat, nou dit glo, en toelaat dat die Gees van God 'n verandering bring. Onthou hierdie verskil, kom met daai verwagting, wanneer jy vanaand in die woord klim, wanneer jy môre die woord lees, laat dit so wees, in Jesus naam, Dan hoofstuk 2, gaan dit nog erger, dan is dit, blaas die bassein, almal sê blaas, blaas die bassein, blaas alarm, nie net wie speel is nice op die trompet nie, blaas, oké. Goed, en dan gaan hy hierso verder, wat hy ook sê, bekeer julle met julle hele hart, skeer die hart, nie julle klere nie, bekeer julle tot die Here, want hy is 'n genadige, barmhartige God. En dan gaan hy weer aan, blaas die bassein, heilig 'n vasdag, roep die vergadering, versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudsters, versamel die kinders, suigelinge, die bruidegom, dan moet hulle honeymoon los en sommer net uitkom. Dis die dringendheid, wat Joël sê, die profeet, wat daar gaan inkom. En as ek die dringendheid verstaan, van sekere dinge wat God wil doen in my lewe, die dringendheid van hoe God sekere dinge wil doen, voor die einde van die jaar, wat jy vanaand gaan en sê, Here, hier is ek roep myself tot aandag, ek gee myself, dat daar 'n bassein is oor my vlees, 'n bassein is wat verklaar, dat my aandag is by U, wanneer ek met die woord is. My aandag is by U, wanneer ons saamkom. Hoekom moet ons saamkom? Hoekom is dit versuim nie die onderlinge byeenkomste van die heiliges, daar in die Hebreërs? Hoekom is dit, wanneer God nou iets groots wil doen, dan moet almal saamkom? Jy kom saam, want jy het 'n verwagting, dat God wil iets doen, in jou, daar by jou werk, in die onderwys, hier in Bloemfontein, in hierdie nasie, in die nasies, en jy wil deel wees daarvan. Daarom is dit nie omdat die pastoor gesê het, of iemand, of die skuldige gewete sê, jy moet kerk toe kom nie. Jy is die kerk, maar ons kom by mekaar, want dit is 'n dinamika wat God besluit het, hy gaan deur sy liggaam werk. Jy is 'n liggaamselletjie, maar hy gaan deur sy liggaam werk. Ek gaan jou God wees, nee, meer as dit, ek gaan julle God wees. God se huis
is almal saam. Al die volke is sy woning. Our Father's home, die nasies is sy woning. Jy is die tempel van die Heilige Gees, omdat die Heilige Gees met 'n agenda in jou is, dat jy deel word van die woning. Maar jy is nie die toekomsdroom van die Vader as sy woning nie. Maar ons almal saam is een woning vir God. En dis die hemel waaroor hy gedroom het, wat meer is as die hemel waarin hy nou is. En dan mag ons verstaan hoe ons saam ons bekeer, hoe ons saam God se aangesig soek, hoe ons saam in gebrokenheid voor God kom, hoe ons saam hom hoor en vorentoe beweeg in wat hy vir ons lewens het. Amen. Volgende een weer, blaas die bassein, heilig die vasdag. Wees nie bevrees nie. So gaan ons aan dwars deur. En dan beveel hy som jou net, juig en wees bly in die Here. Soos wat ons laasweek gepraat het, vanuit Habakuk, die stabiliteit wat jy kry, asseblief, kry die lering, hy is op die Home Family Group. As jy nie daarop is nie, kyk, subscribe sommer daar so by YouTube, Our Father's Home channel, alles is daarin, maar gaan kyk asseblief. Verlede week het ons gepraat oor Habakuk, en die stabiliteit. En dan op die ou end is jou juig in die Here. En ons het gesê, juig in die Here wat in jou omstandighede is. Nie net eerstens 'n ding van juig in jou omstandighede nie. Nee, jy kan juig in die omstandighede omdat jy juig in die Here wat in jou omstandighede is, wat met jou is. Juig in die Here wat daar is, daar waar jy die twak wil glo in jou gemoed en in jou hart, die versoeking wil vat om 'n klomp rabbies aan te vang, wat jy nie veronderstel is om te doen nie. Weet jy, die Here is daar ook. En as jy voel, hier sit ek nou saam met vriende en ek maak 'n gemors, begin in jou hart net die Here juig, die Here loof, die Here in die Here jubel, doen dit in die Here. Maar partykeer dan sien ons net, ek is in die versoeking, ek is in die gemors, of ek is in die failure, ek is in die skaamte, ek is in my omstandighede. Kom ons eer God. En besluit, ek jubel in die Here. Jy kan dit doen wanneer jy leer hoe om sensitief te wees vir die Gees, want jy leer ken die taal, die woord van God. Dis net so, dan hoor jy die Heilige Gees preek. Net so, dan hoor jy wat die Heilige Gees sê. Net so, dan hoor jy die strategie van die Heilige Gees. Net so, dan hoor jy die verduideliking van die Gees. Net so, dan hoor jy die Gees wat sê, wees stil. Net so, wat jy die Heilige Gees hoor, sê, praat nou. Dis net so, want jy geleer is sensitiwiteit in die Gees. Dis nie net bid dit nie. Dit beteken dan, eet die woord. Amen. Alright, so kom ons by vandag se preek. Daar sê, sensitiwiteit tot, eerste punt. Dan sê ek moet hier kyk. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge sal gesigte sien. Hierdie eerste punt is die woord. Almal sê die woord. Die woord. As God, wanneer God sy gees uitgiet, weet jy wat gaan die eerste ding wees wat jy weet? Die Heilige Gees is oor jou uitgegiet. Die Heilige Gees, jy is nie net gedoop in die Gees nie, maar ja, jy is gedoop in die Gees, maar jy is vervul met die Gees. Weet jy wanneer jy vervul is met die Gees? Die eerste ding wat jy gaan weet, jy het honger vir die woord. Jy wil praat wat die woord praat. Want die eerste ding is, die seuns en die dogters sal profeteer. Wat is die profeteer? Hulle sal sê wat God sê. Hulle sal sê wat die woord sê. Hoe gaan dit dan gebeur? My broer, as jy sê, ek wil vervul wees met die Gees, dis nie net bid dit nie. Posisioneer jou dan jouself op 'n plek, dat jy vervul kan word, en dit is kom sit met die woord. Die seuns en die dogters, die jong manne en die ou manne. Nou ja, dit kan fisies wees, soos wat ons sê, ja. Jou kinders gaan praat wat God praat. Die jong manne gaan 'n visie sien, hulle gaan verstaan. Die ou manne gaan die volle perspektief sien, hulle gaan die drome droom, die geheel prentjie, hy kom so met die wysheid, né? Maar nou praat ek met jou oor al 3 fasette in jou lewe, waar jy moet kind wees, waar jy moet leer hoe om net kind te wees voor God, en kind is afhanklik van Vader. Kind is afhanklik van Vader.
En as kind moet die woord in jou mond wees. Jy praat wat God praat. Jy praat wat jou Here, wat jou verlosser, wat jou koning praat. Jy praat wat die Vader praat. Is jy 'n kind van God? Is jy 'n seun of 'n dogter van die Here? Dan gaan jy praat wat die Here praat. As die Gees oor jou uitgestort is. As jy toelaat dat God die Gees oor jou uitstort, dat jy vervul word. Jy word een keer gedoop in die Gees en daarna word jy vervul. Moet jy seker maak jy is vervul met die Gees. Die woord sê blus die Gees nie uit nie. Bedroef nie die Heilige Gees nie. Wat ek kan doen, deur te besluit, ek praat wat ander geeste praat. Ek praat wat ek praat. Ek praat wat my vlees praat. Ek praat, want ek is 'n man in die praktyk en die realiteit. Net as jy sê, God is nie in die praktyk nie. God is nie 'n praktyk God nie. Kyk bietjie net om jou, kyk na die skepping, dan sal jy agterkom, wat is praktyk? En sy naam is God. Hallo. So as jy wil sê, jy's 'n praktiese mens, dan beter jy by die Here uitkom. By die God van die praktyk. Amen. Ons is nog hier. So my broer, ek daag jou uit om vervul te wees met die Gees. Want is ek nie vervul met die een Gees nie, dan gaan ek vervul word met ander geeste. Jou gees is wederbaar, jy kan nie demonies besete wees nie, want jou gees is wederbaar. Maar, daar kan ander geeste wees met wie jy saamloop. Paulus sê, don't have any fellowship with demons. Moenie gemeenskap hê, moenie verhouding hê, moenie gesprekke hê met duiwels. Hy praat met die kerk. So ek het hierdie gesprekke met hierdie duiwels wat jou hierdie verwerping en hierdie spanning en hierdie vrees of hierdie angs of hierdie goedjies kan gee. Nou nie een van julle nie, maar ander mense. Maar nog steeds geld die beginsel. So dit is moontlik, maar jy moet 'n opdrag aanvaar. Jy moet kies om dit nie te doen nie, want dit gaan outomaties gebeur, want daar's geeste met agendas. Maar jou Vader het 'n agenda, maar jy gaan net in dit leef as jy die Heilige Gees toelaat. Amen. Is julle nog met my? Asseblief, asseblief. Seuns en dogters sal profeteer. Die woord van God sal op die lippe wees, sal in die hart wees. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Laat die hart vol van die woord wees. Laat die Gees die woord skryf in die hart, laat die Gees die woord skryf in die gemoed. En waar die hart van vol is, sal die mond van oor loop. En as jy kom in die situasie, kom jy in die uitdaging, gaan die woord by jou opkom. Die woord by jou opkom. Want daar's geeste wat vir jou gaan sê, daar staan geskrywe. En as jy vervul is met die Gees, gaan jy sê, daar staan ook geskrywe. Kom ons sê, daar staan ook geskrywe. Maar die eerste enetjie is die duiwel homself wat na Jesus, die seun van God, kom. Hoeveel te meer hy gaan 'n kans met jou wag. As hy gedink het om die woord te quoteer, gaan met Jesus werk. 1000-maal meer gaan hy glo, dit gaan met jou werk, dat jy nie perspektief gaan hê nie. Jy gaan nie weet, daar staan ook geskryf. Jy gaan nie konteks verstaan nie. Jy gaan nie die prentjie verstaan nie. As hy gedink het die strategie gaan met Jesus werk, 1000-maal meer dink hy die strategie gaan met jou werk. Dat jy sekere dinge gaan glo, sekere woorde gaan glo wat nie van God af is nie. Sekere perspektiewe gaan hê oor sekere skrifte. Maar hy skrif hier, jy moet weet, daar staan ook geskrywe. Kom die woord. As die Gees op jou is, as die Gees in jou werk, as jy vervul is met die Gees, gaan jy die woord op jou lippe hê. Tweede een, die jong manne. Die jong man, daai een wat in jou is, jy's kind wat afhanklik is met God se woord op jou lippe. Maar jy het 'n volwassenheid in jou wat jy moet aanvaar. Jy het 'n verantwoordelikheid in jou wat jy moet aanvaar, waar God jou uitdag, soos 'n jong man wat jy moet voorwees, jy moet visie hê. Without vision my people perish. Beteken dit, dis nou nie vir jou nie, want jy's oud of jy's 'n kind. Nee, al hierdie 3 fasette moet in jou werk. Maar die visie wat God jou gee, jy moet soos 'n jong man, die sterkte van 'n jong man, moet jy vorentoe beweeg met dit wat God vir jou gegee het, met die visie. Met die visie, hou jou oë gefokus. Deel van visie, jy kan hom daar neerskryf, deel van visie is daar Hebreërs 12 vers 2. Jy los hierdie ander goed wat jou omring, wat jou moedeloos maak, en dan hardloop jy die wedloop, die oog gevestig. Oog gevestig beteken visie. Visie is daar soos 'n oog wat gevestig is op iets. Jesus,
die leidsman en volëinder van julle geloof. Hebreërs 12 vers 2. Dis die essensie van jou visie. Jy hardloop 'n reis, jy hardloop hierdie wedloop, môre, jy moet hardloop. Maar met 'n energie wat God jou gee, ja. Deur die krag van die Heilige Gees, ja. Maar met 'n oog gefestig op Jesus. As Jesus nie die senterpunt is van jou visie môre nie, die senterpunt van jou werk, senterpunt van verhoudinge, senterpunt van wat jy dink of bedink of oordroom. Come on man, waarna toe hardloop jy? Soos 'n mampara. Kry mens so 'n ding? Ek weet nie. Maar so 'n ding. Hardloop wherever. En nou sê ek altyd in die ou duiweltjies, kry julle popcorn en kyk na die comedy. Dit is jou lewe. En die comedy is, hulle het die antwoord. Daai Christene, daai kinders van God, hulle het die antwoord. Hulle kan sien, hulle kan die visie hê, hulle kan soos met die sterkte van 'n jong man vorentoe beweeg. Maar hulle of weet dit nie, of glo dit nie, of verstaan nie, dat daar's power deur die woord. En ons kan nie so rustig meer sit, as hy daai man in die woord klim nie. Want hy gaan die visie verstaan. Hoe al die koninkryke voor Jesus gaan buig in sy koninkryk. Solank hulle net nie verstaan nie. Solank hulle net nie in die woord klim nie. Kan ons popcorn eet? As die skrif vir dit nie, moet hom nie soek nie. Hallo. Want daai is geen gevaar nie. Hy is geen gevaar vir die koninkryk van duisternis nie, want sy lig gaan nie deurbreek nie. Nee, dis nie ons lewens meer nie. Dit gaan nie die lewe wees van die kerk nie. Dis nie meer wat oor dit gepraat gaan word van die kerk nie. Amen. Dit gaan 'n nuwe dag wees. Okay, en die derde een. Die ou mense sal droom, want hulle tyd is verby. Nee. Want daar's 'n wysheid. Wysheid beskerm jou keuses. Wysheid beskerm jou dat jy in die regte konteks sal die visie sien. Dat wat jy praat, wanneer jy die woord praat, sal dit in die regte konteks wees. So wanneer jy volwasse word, en jy soos hierdie ou mens met wat kan terugkyk en sê, weet jy, hierso het ek my lewe gemors, man, hier het ek my tyd gemors, vir wat het ek dit gedoen? Ek moes meer dit en minder dit. Het julle dit al gehoor? En as ek nou maar net dit kan verstaan, en dan probeer hulle met wat se energie ook al vir hulle kinders of hulle kleinkinders sê, leer uit my sterkpunte, bou op my sterkpunte, maar leer uit my foute. Leer uit my foute. Moenie dieselfde fout maak nie. Kom ons eer mekaar. Eer pa en ma, jy gaan die land beerwe. Jongman, eer jou pa en ma. Hulle lyk nie asof hulle nou die visie kan vat nie. Want daar's 'n wysheid. Want jy kan skoor op die deal, dat jy hoef nie hulle foute te maak nie. Oordeel hulle, jy gaan 10 keer meer foute maak, in daai arrogansie. Ek sal nooit so wees nie. Okay, dis hoe jy generational curses op jou bring. Dis hoe jy net die vloeke van die vorige generasies op jou bring, deur te sê, ek sal nooit so wees nie. Sê wie, as dit nie vir God se genade oor jou lewe is nie, gaan jy 1000 maal meer foute maak. So jy beroep jou op die genade van God, jy beroep jou op die bloed van Jesus. En sê, Here, help my hoe om te leer. Maar ek het meer genade nodig as my pa en my ma. Hallo, dis honor. Enigste van die 10 gebooie met 'n belofte. Jy sal jou toekoms bereik, as jy dit verstaan. So my broer, my sis, wees kind. Wees die jong man met sterkte wat die visie sien. Wees soos die ou man wat die wysheid het. Jy het die wysheid van God nodig. Jy het dit in jou om die geheel prentjie te sien, om die wysheid te hê dat jy nie verkeerde rigting in hardloop nie. Dat al 3 fasette in jou werk, soos wat die gees van God oor jou is. Sonder die gees, jy gaan dit nie hê nie. Jy kan praat, maar jy kan praat soos wat die vlees, soos wat die duiwel, soos wat die fariseer die woord praat. Maar dit gaan nie 'n impak hê nie. Maar alleenlik onder die leiding van die gees, met die woord, impak. Gees bring lewe deur die woord van waarheid. Amen. As julle net by. So die eerste faset, wat ek vir julle sê, met hierdie uitdaging wat hy gee, veral vir die eindtyd, van wakker word en blaas die bassein en heilig die dag vir God en kom saam, as die woord. Die woord. Want wat is die visie? Die visie gaan jy verwoord. As jy iets sien, gaan jy hom in woorde sit. Hallo?
Deur die woord moet jy die visie sien. In die visie moet jy die woord bring van wat ons gaan doen. Hallo. In die drome is dit 'n wonderlike droom. Ag, pragtig, nice, spring op en af. Maar as jy hom nie kan verwoord, die droom, en hom interpreteer met woord, beteken hy niks. Hallo? Jou woorde, mag God jou help. Nommer 2. Daar is net 5. Werk. Almal sê woord en werk. Ok, hierdie werk, daar moet tot aksie oorgegaan word. Jy moet die woord op jou lippe hê, yes. Jy moet die visie sien, yes. Jy moet die visie kan verwoord, jy moet die droom kan verwoord met perspektief, maar dan moet daar gewerk word. Dan moet daar iets doen. Skep moet en werk, sê die skrif. Ek sal jou sterk maak, wees sterk en volmoed en werk. Sê hoeveel van die profete vir die kinders van God. En goeie maaksel, you are his workmanship, created to do the works. Jy is geskape om te kan werk. Right, ons gaan aan. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Dis interessant dat hy dit so noem. Hoekom is die diensmaagde en diensknegte nie kinders nie? Is hulle nie jong manne nie? Of is hulle nie ou manne nie? So alle kinders en alle jong mense en alle ou mense is nie diensmaagde nie of diensknegte. Verseker is dit mos hulle. Maar wat wil God op fokus met hierdie? Jy is 'n diensknegt van God. Jy is nie net kind in die familie nie. Jy is nie net 'n jong man in die familie. Jy is nie net 'n ou mens in die familie nie. Daar's 'n familiekonteks met sy woord, maar met sy werk moet jy onthou, jy bly 'n diensknegt of 'n diensmaagd van die Here. Dis nie net ek het hierdie verhouding, ek is nie onder hierdie werke nie. Jy het die voorreg om te werk. Jy het die voorreg om te werk saam met die Here en vir die Here. Moenie sê ek doen dit nie vir ek werk nie vir die Here nie, ek werk saam met die Here. Nee, dis nonsens. Jy doen al twee. Jy doen dit vir die Here want jy is 'n aanbidder van God. I do it as if unto the Lord. Do everything as if unto the Lord. Worshipper, priester, maar as koning doen jy saam met die koning van konings. Met autoriteit saam met die koning, met intimiteit vir die koning. Kom ons sê, met autoriteit saam met die koning. Met intimiteit vir die koning. Amen. Wees daar die diensknegt, wees daar die diensmaagd. Wat sê God vir jou? In hoe jy moet dien, in hoe jy daar werk wat ek van jou verwag, in die werk wat ek van jou verwag, gaan ek my gees uitgiet op jou werk. Gaan my Heilige Gees oor jou werk wees. Gaan my Heilige Gees leiding oor jou strategie wees. Gaan my Heilige Gees leiding wees oor die roeping wat ek vir jou het, oor wat 'n verskil jy moet maak in Bloemfontein, Vrystaat, Suid-Afrika en waar die Here jou ook al stuur. Vir dit, en vir dit spesifiek, wil die Here dit vir jou ook pertinent sê, vir dit gaan my gees ook oor jou wees. Nie net sodat jou woord, my woord uit jou kom nie. Nie net sodat, ek sien nie visie nie. Ons is nog met mekaar. Amen. Dankie. Nommer 3. Wonders. Almal sê, woord, werk, wonders. Maar voordat jy daar aangaan, met wonders, my sis, as God in jou werk en deur jou werk, as jy die woord in jou het en deur jou is, dan sal jy die wonders van God sien. Eerstens jou oë sal oopgaan om God te sien in die skepping soos Job. Jy sal God sien in situasies, jy sal God sien in die skepping, jy sal God sien in dinge wat gebeur. En die grootste wonder is om God te kan sien. In geloof is ons is hier. Amen. Kom ons gaan. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilaar, en die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voor die groot en deurligtige dag van die Here kom. Daar gaan wondertekens wees, maar hierdie wondertekens, my sis, is nie net vir die dag voordat Jesus kom nie, maar dit is vandag wat die Heilige Gees wonders wil doen. Kom ons sê, die Heilige Gees wil wonders doen. Wondertekens in die hemel en op aarde. Op aarde hier waar ek werk, op aarde hier waar ek leef,
maar in die hemele oor hoe ek die dinge sien, dit wat oor my lewe hang, dit wat oor my lewe beweeg, ek wil amper sê soos, daar's 'n wolk van bedruktheid, of daar's 'n wolk van negativiteit, daar's 'n wolk van pessimisme, of daar's 'n wolk van hemelse strategie, en Vader se hart, en goddelike wysheid, wat oor daardie persoon hang. Maar dit is die wonders van God, wat in jou gaan werk, en deur jou gaan werk. Amen. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat dit vir jou so wees, dat soos in die hemel daar wondertekens is, so ook op die aarde, deur jou lewe, die wonders van God bekend gaan word. Weet jy wanneer gebeur die wonders? Wanneer mense sê, dis nie daai man nie, dit moet die Here wees. Dis nie daai vrou nie. Sy het dit nie geweet nie, of sy kon dit nie uitfigure nie. Dit moet God wees. Wanneer dit begin gesê word, dan is dit wanneer jy saam met God werk, saam met die Gees werk, en die wonders gebeur deur jou lewe. Dat mense vanuit jou lewe na jou lewenstyl kyk, en in bewondering voor God staan, as gevolg van jou lewe. Dat hulle die wonders van God sien, en hom bewonder, almal sê bewonder, dat hulle hom bewonder, maar dit begin by ek en jy, wat besluit, ons gaan God bewonder. As ek deur goedjies gaan, soek iets, Here maak my oë oop, oor dit waarin ek vandag in verwondering kan staan. Hoe ek vandag U kan bewonder, en in verwondering kan staan. Maak my oop, en as ek dit nie kan sien, dan is hierdie oë besig om gevaarlik te kyk. Dan kyk ek in 'n verkeerde rigting. As die vensters van die siel dof is, dis daai man is in 'n gevaarlike pad, sê die skrif. Jou oë, vensters van die siel, laat dit helder skyn, laat jy helder kyk na hoe jy na mense kyk, hoe jy na situasies kyk, asseblief, my broer, my sis, is ons met mekaar. Dit sal wees, bloed en vuur, rookpilare, ons gaan nie vandag hier, ons kan hierdie versie vat, hierdie twee, en ons kan vir 'n uur ten minste, kan ons hieroor preek, maar gaan vra die Here, yes, daar's bloed, daar's vuur, daar's rookpilare, veral in die eindtyd, wanneer alles geskit gaan word, ek gaan die hemel, ek gaan die aarde skit, ek gaan die nasies oordeel, klomp goed gaan gebeur, maar vandag, laat dit so wees, son verander in duisternis, die natuurlike son gaan nie meer perspektief gee nie, dit gaan duisternis wees, die nasies gaan in misleiding woon, hulle gaan verduisterd wees in hulle denke. Besluit dat die natuurlike son nie vir jou die perspektief gaan gee nie, maar God as die son van geregtigheid. Amen. Die maan in bloed voor die groot en deurligtige dag van die Here, ons praat van die bloedmaane en al daai goed, en hoe ouens sekere dinge bepaal, yes, net weer ter kwalifikasie, ons gaan nie die dag weet nie eers Jesus nie, maar ons gaan die tye weet, en jy beter as jy wysheid het, en nie dwaas is nie, moet jy die tye onderskei, die tyd presies nie, maar die tye, almal sê tye, as jy wys en magtig is, gaan jy die tye leer ken en verwag Jesus van jou om die tye te onderskei, die seisoen waarin ons is. Ons is met mekaar. Next one. Dit is nommer 4. Wandel. As ons praat oor wandel, aan die einde van die dag, my broer, my sis, ja, Joel 2, nou wat het dit met wandel aan uit te doen? En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die Here sal roep. Wat sê ons? Elkeen wat die naam van die Here aanroep, iemand wat net sit en hy roep die naam van die Here aan, jy roep hom aan met hoe jy wandel, jy roep hom aan vir dit wat jy môre gaan deurgaan, jy weet, jy gaan vandag tot môre kom, as jy leef op aarde nog, nee, hallo. En dis nie net jy sit en roep die naam van die Here aan nie. Die sit het te doen met autoriteit saam met Jesus in hemelse plekke, né? Ons is gesete saam met Jesus in hemelse plekke. Onthou dit. Maar God roep my tot 'n wandel, dat daar progressie is. En in hierdie progressie, eerstens om te begin om met hom te wandel as kind. En nie saam met die duiwel te wandel in duisternis tot in die hel nie. Maar saam met God te wandel in die lig, in die waarheid, in die woord, is ek roep die naam van die Here aan. Uit myself, Here, kan niks. Ek kan my op niks beroep, behalwe op U naam. En in U naam is daar verlossing. Maar môre,
in die naam van Jesus is daar verlossing. Hallo, môre in die naam van Jesus is daar verlossing. Want elke knie sal buig, elke omstandigheid van môre, elke swakheid, elke ding wat jy deurgaan môre, moet buig voor die naam van Jesus. So as jy kom en jy sê, Jesus, arresteer jy daai situasie. Dat die situasie moet 'n dienskneg wees tot God se plan. Maar jy wandel in daardie plek in die naam van Jesus. Ek kom na jou toe in die naam van die Here, sê Dawid vir Goliat. Môre kom jy na daai uitdaging toe. Ek sê ons het nie krisisse nie, ons het uitdagings, né? Hallo? Maar jy kom na daai uitdaging toe in die naam van die Here. Jy gaan nou na jou Goliat toe môre en sê, jy kom met die feite, ek kom met die waarheid. Kom ons sê, jy kom met die feite, ek kom met die waarheid. Jy kom met 'n spies en 'n lans en dit en dat, en ek weet nie wat al die goed was wat hy gesê. Jy kom met allerlei goedjies. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. En hoe durf jy die Here en die slagordes van God uitdaag? Hoe durf jy? Waar kry jy die guts? Hallo? Ons is met mekaar. So verstaan hoe om respek te hê vir daardie naam. Toe ek vir daai sataniste priester bid, wie onthou die storie? 2, 3, 4. Toe ek vir daai sataniste priester bid, en hierdie ou krul hier so op, en hy brul soos 'n leeu, en al wat in my gebeur is, ek skrik my vrek. Ek het nog nooit so in my lewe sulke brille gehoor uit 'n mens nie. Ek bedoel, sterker as in 'n regte, van 'n regte leeu. Wat hierdie ou te kere gaan, en hy krul op, en al wat ek kon dink is, hier bid jy 'n ou dood. Wat gaan ek doen? Ek het regtig dit gedink. Maar al wat by my opkom is die naam van Jesus. En hierdie ou gaan hier so aan, en maar weet jy, en dan sê ek, en ek roep jou uit in die naam van Jesus. En as ek sê Jesus, ek het nie geweet hierdie was 'n sataniste priester nie, anders het ek dalk 'n ander my eie strategie gevolg. Die Here het seker gemaak, ek weet nie. Maar as ek sê Jesus, hierdie ou, dan sê ek, gil uit in die hemel, en dan te keer in die ouwe is hier so, ek weet nie of hy asemhaal of wat ook al nie, hy is hier so heeltemal in mekaar getrek, en die volgende oomblik as ek sê Jesus, dan hierdie, soos iemand wat intens in 'n horror movie seer kry. Ek het nou nie veel van daai goed gekyk nie, maar ek het so besef die respek vir God se naam. Toe ek daar wegstap, die grootste openbaring vir my was meer respek vir die naam van die Here. Hoe vrees die vyand die naam van Jesus? My boet, my sis, môre is daar redding in sy naam, as jy respek het vir sy naam. As jy geloof het in sy naam, as jy weet wat behels, waarvoor staan sy naam. Jy het 'n naam van 'n company, en as jy die naam hoor, dan weet jy, hierdie company staan vir die volgende goed. Hallo? Naam van 'n skool, hulle staan vir dit. 'n Naam wat staan vir 3000 goed. Hier is 'n naam wat staan vir miljoene der miljoene, en tot in ewigheid sal ons nog uitfigure vir wat alles waarvoor hierdie naam gestaan het. Hallo, kom ons begin vandag, en daar in jou hart nou sê jy, ek gaan meer respek hê vir sy naam. Dit is wanneer jy groei, dit is wanneer hierdie woord nou 'n impak het. Dat jou wandel verander, want jy die woord gevat. Ons het by woord begin en ons het wandel. Daai onderwyseres of daai iemand wat jou afgebreek het, jy die woord gevat en jou hele wandel het verander vir 30 jaar. Wat jy iets probeer, you want to prove something that you are not. You are not what they said you are. 1000 meer. As jy nou daai woord vat, verander jou wandel. Vat die woord en jou wandel. Kom ons sê, as ek die woord vat, sal my wandel verander. Okay. So jy vat God se woord en jy kan jou werk doen saam met die Here, werk wat van ewig sal staan, nie wat nie verbrand word deur die vuur nie. Die woord, op grond van die woord werk jy, want die woord werk en jy werk saam met die woord. Sê die skrif. Kom ons sê die woord werk en ek werk saam met die woord. Then it will happen. You come to me in the name of the Lord, en toe werk
En toe werk daai Dawid. Hy het iets gedoen. Dit was nie net die woord, ek kom na jou toe in die naam van die Here, en bom, daar val Goliat. Nee, toe moes hy werk. Toe moes hy iets doen. Toe moes hy die belaglike strategie volg van 'n paar klippies in die slingervel. En nie die mees professioneelste wapenrusting van Saul. Maar hy moes God se strategie volg. Jy ken die woord. Jy leer ken die woord. En jy sal daai slingervel strategie hoor by God. Maar dit moet die slingervel strategie wees sodat die mense sal sê, dit was die Here. Dit was die Here. Hy het nie gesê, ek kom met 'n slingervel. Jy kom met die spies en die lans en ek kom met 'n slingervel. Maar in ons kop partykeer dan, ongelukkig kyk ons na daai feite, na ons slingervelle. Hallo? In plaas van om te kyk na die naam van die Here. Jou redding môre is in die naam van die Here. Jou deurbraak môre is in die naam van die Here. Amen. Ons is nog hier. Die naam van die Here sal gered word. Op die berg Sion. Wat is die plek? Dis die plek waar God geloof word. Die berg Sion, gaan kyk in die psalms, gaan kyk in Openbaring. Doen 'n studie oor die berg Sion. Wat praat? Dis die plek waar God alleen geëer word. I live under the praises of my people. Ek wonder, ek leef onder die lofsange van my volk. Ek woon onder die lofsange van my volk. Sion is die plek waar God geloof word, 24/7. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens, wat hulle krone neersit en sê, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Dis die berg Sion. Mag jy dit verstaan? Die berg Sion is 'n platform. Kom ons sê platform. Jy gee 'n platform vir jou idees. Jy gee 'n platform in jou hart vir jou omstandighede. Onthou die woord platform. Skryf hom dan neer, Sion, platform. Die platform wat God jou gee, is die berg Sion. Want in hierdie omstandigheid gaan ek God loof. Ek gaan jubel in die Here. In hierdie omstandigheid, ek gaan God loof. Maak nie saak waar dit gaan. Ek gaan God loof. Amen. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes wat die Here sal roep. Waarvan praat ons? Waarvan praat ons? Op Jerusalem, die platform wat God jou gee, is altyd om hom die eer te gee. Altyd jou om die eer te gee. So in jou wandel, daar waar jy wandel, is jy altyd op 'n platform. In daai wandel wat jy het, is daar 'n platform. Daai man gaan sy mond oopmaak en hy gaan die Here loof. Ek sê nie meer altyd sing en ek praat van hier in die hart en wat jy doen asof vir die Here en wat jy sê asof vir die Here. In jou wandel gaan jy God loof, maak nie saak wat. Waar trek ons tyd? Ons loof die Here al is die preek lank. Is dit nou 10:15? Nou sê, halleluja. Is ons met mekaar? Kom ons sê, Sion is 'n platform. Dis die plek wat God jou gee, waar jy permanent veronderstel is om te wees, want dis waar God bly. Dis sy his permanent dwelling place. And when you part of it, en ons word die woning van God, gaan dit 'n plek wees, en die nuwe Jerusalem kom op die berg Sion neer. Soos wat Johannes sê, ek het die nuwe Jerusalem sien neerdaal uit die hemel uit. En die nuwe Jerusalem is hierdie final excellent dream of the Father. Wat neerkom op die berg Sion. Op my lof, daar sal my stad gevestig word. Op my lof, daar waar ek alleen geëer word, net ek geëer word, daar sal ek my nuwe Jerusalem vestig. Daar sal die stad van God gevestig word, waar dit net oor hom gaan, waar daar gesê word, dit was net as gevolg van die Here. Nou, geen roem in myself nie, maar my roem is in God. That is when I'm on the platform of Zion. Daar is ek vry geraakt is, daar is ek beskermd, daar is beskerming, daar is ek vry, die ontkoming wees, onder die vry geraakt is, die wat vry is in die Here, en Jerusalem, onthou Jerusalem is die woonplek van vrede, Jerusalem beteken, skryf hom neer as jy dit nie ken nie, Jerusalem beteken die woonplek van vrede, en nie skietstilstand nie. Woonplek van vrede is reconciliation. Daai vrede is 'n intieme, mooi reconciliation. A place of safety. Jy kan nou skryf safety. Jy hoef van ons self neer te skryf. Place of safety. Dis veiligheid. In hierdie vrede is daar veiligheid. In hierdie vrede het te doen met harmonie.
harmonie, veiligheid, mooiheid, woning. Die plek van vrede, dit wat genoem word woning, is die nuwe Jerusalem. Jerusalem. En wat probeer die vyand vandag doen? Dis die senterpunt van die grootste stryd van die 3 grootste gelowe in die wêreld. Van die Jode, die Christene en die Moslems. En almal fight vir daai plek. Maar aan die einde van die dag, dis nie die plek nie. Dit is nie die plek nie. Die nuwe Jerusalem gaan uit die hemel uitkom. Hallo? Even though we must honor Israel. Don't worship Israel. But honor, want jy eer jou pa en jou ma. Moenie friekie raak oor Israel nie. Party ouens wat friekie raak oor van die roots. Asseblief, moenie friekie raak oor die Hebrew roots nie. But you need to honor. So, daar is nie 'n ding van, nee, ons is almal net een in Christus. Ja, ons is. Maar jy eer jou pa en jou ma. En die pa en die ma nasie is Israel. Jy eer jou pa en jou ma of hulle foute maak of nie, sê die skrif. Die skrif sê nie eer jou pa en jou ma wanneer hulle reg is nie. Hy sê eer jou pa en jou ma en jou destiny sal daar wees. Maar God ons help, ook as 'n land, that we will understand, respect and honor. Amen. Want Paulus sê, moenie roem, die takke moenie roem teen die stam nie. Die takke is ingeënt en moenie dink, sê Paulus, as jy ingeënt is, dat God nie die oorspronklike tak ook weer kan inent nie, in die oorspronklike boom. My vertaling. Kyk om daar so in Korintiërs. Die Here gaan ons help. Is ons met mekaar? Here, kom asseblief. Ons het U hulp nodig. Here, en ek bid dat ons sal verstaan dit wat U wil doen. Vir elke man en vrou in hierdie plek. Here, ons het U Gees nodig. Ons het U Heilige Gees nodig. As dit nie vir U Gees is nie, Here, wat kan ons doen? Nie deur krag of geweld nie, maar alleenlik deur U Gees kan ons leef. Vergewe ons vir leef vanuit ons eie perspektiewe en eie goeie vermoëns en ons eie krag en vergewe ons daarvoor. Vergewe ons waar ons U Gees bedroef het, waar ons U Gees nie gerespekteer het nie, Here. Vergewe ons daarvoor. Maar help ons, Here, asseblief, om te sien wat U wil doen. Vervul ons met U Gees, dat ons monde vol van U woord sal wees, die seuns en die dogters wat profeteer. Here, dat ons soos jong manne sterk sal wees, laat die swakke sê, ek is 'n held. Here, ons sê vanmôre, ek is 'n held in die Here, en ek sal die visie sien. We will see the future through the Spirit. En Here, dat ons soos die ou mense die wysheid sal hê, om die konteks te verstaan, to see the bigger picture. Help us, Holy Spirit. Only through you we can see the bigger picture. Ons het U nodig in U woord. Maar Here, ons wil ook werk, net die werke wat U vir ons voorberei het. Die werke wat U vir ons voorberei het. En ons wil in die verwondering staan oor die wonders wat U doen. Dag en nag wil ons U loof vir die wonders, want ons wil U hand daar buite sien. Here, ons kan soveel negatiewe dinge sien. Vergewe ons waar ons soveel keer op die negatiewe gefokus het. Maar Vader, open ons oor, dat ons weer opnuut in verwondering kan staan oor U wonders daar buite. Soos wat Job gesê het, ek sal stil bly. Ek sal stil bly. Ek sal swyg. Kom U en leer U my. Want ek het gehoor, nou het my oog U gesien. Help ons om U wonders te sien. Here, maar aan die einde van die dag, ons wil saam met U wandel. U het in die tuin van Eden gekom om saam met Adam te wandel, maar Adam het weggekruip in sondes. En soveel keer ons ook, Here, wat ons eerder agter die boom in sonde wegkruip en goed probeer regverdig as wat ons daar is om saam met U te wandel in die tuin wat U vir elkeen van ons het, Here. Leer ons om saam met U te wandel. So was Henog wat gewandel het tot in die hemel in, sonder om dood te gaan. So was daar net een man, en U sê, daar was 'n Noag wat gewandel het, en hy is beskerm. Daar was 'n Abraham wat gewandel het, en daar was Jesus wat gewandel het in die Gees. En U sê, Here, in Romeine 8, dat die seuns van God sal in die Gees wandel. Ons daag op om in die Gees te wandel. Ons draai ons rug op elke vorm van ander gees. Heilige Gees, ek bid dat U met elke man, vrou hierso sal praat oor watter ander geeste toegelaat is om saam te wandel mee. To have fellowship with
what other spirits, but that we will walk away from them in the name of Jesus. Want in U naam is daar verlossing van 'n wandel met negativiteit, 'n wandel met angs, 'n wandel met dit wat nie van U af is nie. Ons draai ons rug op dit deur die bloed van Jesus, in die naam van Jesus. Nou in die gees is daar verandering in ons wandel. Nou kies ons U woord. Nou kies ons die werke wat U voorberei het. Nou kies ons dat ons oog sal eers sien dit wat U doen. Here, dit is my gebed vir elke man en vrou in hierdie plek, in Jesus naam, en daarin naam alleen. Amen, amen, amen.